Baie dankie vir die sing. Ons tema, wat ons by stil staan, die Heilige Gees skep, lewenskragtige geloofsgemeenskappe, vraag is ons roeping. En jy verstaan die verband met Nissia en die werk van die Heilige Gees. Vanaand se tema, dink ek, is moeilik. Jan, daar's hy. Ons glo aan 'n heilige kerk. Met as sub verduideliking vraag, waar ons getrou aan ons roeping optree. Dis 'n hoe-vraag. Dit vra na hoe ons optree. Gisteraand het ons oor eenheid gepraat, wat iets sê van ons saam bestaan. Hierdie vraag vra oor hoe ons dit doen. Môre aand as ons by die algemeen kom, gaan dit gaan oor waar. So dis die verband na my oordeel tussen hierdie 3 kenmerke eienskappe van die kerk. Die vraag is wie? Wie is hierdie ons wat dan moet doen? 'n Antwoord wat mens kan gemaklik laat voel, as jy nie deel van die leierskap of die kerkraad van 'n gemeente is om te sê, weet jy, ek is hier op 'n Sondag en ek woon 'n erediens by, maar dis die ouderlinge, die diakens, omgeleiers, kategete, daai soort van mense. Dis hulle opdrag. Dis nie vir my nie. En ek hoop jy hoor vanaand, as ons hierdie vraag vra, wie, hoe, dat dit gaan oor gelowige mense, wat dit is. Kom ons staan weer op, en dan doen ons hierdie belydenis van Nissia hardop. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Dankie. Here Jesus, U het vir ons U Gees gegee om ons te troos, vir ons in te tree, om vir ons in die waarheid te lei, om vir ons te kom verduidelik wat dit beteken om U te volg. U praat met ons deur U woord in Afrikaans vanaand. Here, ons wil hoor en luister in hierdie tyd, om te verstaan wat is ons roeping, te verstaan waarheen U ons stuur, wat U van ons verwag. Daarom is ons gebed, dat U deur U woord en deur U Gees vanaand vir ons helder en duidelik sal maak, waarheen U ons roep, waarheen U ons stuur, hoe ons opdrag en taak as U kinders in hierdie tyd, in hierdie wêreld lyk. Ons vra dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons lees vanaand 'n paar verse met mekaar saam, omdat ek dink die tema wat ons by stilstaan vanaand lê oor 'n paar plekke in die Efesiërsbrief. Ons gaan uit hoofstuk 1 uit met mekaar lees, vers 4
tot vers 6. Al hierdie verse, kom ek sê vers 6 se einde, vers 12 se einde en vers 14 se einde, sê iets van lofpryse. Dat deel van ons opdrag, deel van ons as gelowiges se taak is om die Here te loof. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberisplik in liefde voor hom sou wees, nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. Vers 12 se einde sê, sodat ons van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. Vers 14, die Gees is die waarborg van ons erfenis om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. Vers 4 sê, toe ons begin lees het, hy die heiliges uitgekies om dit te doen. En dan blaai ons na hoofstuk 4 toe, hoofstuk 4 vanaf vers 11. En hy het sommige is apostels en ander as profete en ander is evangeliste en ander as herders en leraars gegee om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou en in alle opsigte na hom toe sal groei, hy Christus is die hoof en uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind is deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Weer die beeld van die liggaam wat hy hier aan die einde gebruik. Hoe lyk 'n geloofsgemeenskap? Hoe lyk gelowiges wat bymekaar kom? Die antwoord hier is hierdie woord van ek glo aan 'n heilige kerk. Ek het op 'n stadium oorweeg of ons nie moet in hand moet vra wie dink hulle is heilig nie en dan vra dat ons sal opstaan die wat so dink. Ons voel baie keer ongemaklik met hierdie woord heilig. Toe ek na hoofstuk 4 vers 12 in die 2020 vertaling het ek gelees die heiliges en in die van die wat die 83 vertaling oopgehad het, sou gehoor het, daar staan, of gelees het, daar staan gelowiges. Ons is ongemaklik om oor onsself te praat as heiliges. Maar uiteindelik in hierdie teks, wat die 83 vertaling met gelowiges vertaal het, is die regte woord, die oorspronklike woord, is heiliges. En daarom die verband met hierdie hoe moet ons dit doen as heiliges? En nou het ek probeer om dit te vertaal met ander woorde. Jy sal sien hier dat ek die woord getrou gebruik, of ons kan gebruik met integriteit, of met geloofwaardigheid, wat vir ons iets sê
van hierdie hoe. As gelowiges lê ons roeping en ons opdrag om met geloofwaardigheid, met integriteit te kan optree. Daar's 'n briefie daar teen die bord wat iemand geskryf het en ek en Christo het nou 'n bietjie daaroor staan en praat. Wat sê maar die kerk of gemeentes moet ook op die regte manier BTW betaal. Nou ons is bietjie verwonderd oor die opmerking want uiteindelik is 'n gemeente of 'n kerkraad of 'n kerkkantoor nie in daai sin BTW pligtig nie. So die vraag is, wat het die persoon bedoel? Nou, ek wil nou nie vra staan op, jy het geskryf het te verduidelik het vir ons nie. Die punt is, met die integriteit, dat daar moet nie uitsondering wees nie. As dit is wat van ons verwag word, dan moet ons integriteit, ons getrouheid sê, ons doen dit. BTW, belasting, ander verantwoordelikhede, hoe ek al wil noem. En dis die vraag waarna dit hier gaan. Hoe lyk ons getrouheid? Hoe lyk ons integriteit? Ek vermoed, na my oordeel, is dit waarskynlik die moeilikste waarmee ons in hierdie wêreld as gelowiges sukkel. Want baie keer kom die beskuldiging, die aanklag na gelowige mense toe, maar kyk hoe maak julle? Kyk hoe doen julle? Kyk hoe tree julle op? Julle tree nie op soos van gelowige mense en volgelinge verwag word nie. Daarom dink ek is dit belangrik dat as ons vanaand hieroor praat, dat ons na onsself as geloofsgemeenskappe gelowiges sal kyk en sê wat beteken dit dan as ons hierdie belydenis maak en ons sê maar van ons verwag om heilig te wees, om getrou aan ons roeping te wees. En ek dink hierdie twee teksgedeeltes wat ons gelees het uit hoofstuk 1 en hoofstuk 4 help ons daarmee. Kom ons staan stil by hoofstuk 1 se gedeelte. Hy begin en het gehoor daar, dis wat van heiliges, gelowiges verwag word, vers 4 tot 6. Christus het ons gekies om heilig, onberispelik te wees. Maar hoe gebeur dit? Daardie teksgedeelte, daai versie sê dit baie duidelik, ons het niks verdien nie. Uit genade uit, amazing grace, het hy vir ons dit gegee, word ons kinders. En daarom moet God geprys word. Vers 7 tot 12, en ons het net vers 12 gelees, sê ons het vergifnis ontvang. Ons is bestem om sy eiendom te wees. Hy het ons verlos en ons vergewe. Hierdie vergifnis moet dan in ons lewe sigbaar word. Ek het weer toe ek hier voorberei het gedink aan Matteus 18, wat jy gerus kan gaan lees weer oor vergifnis. Waar die Here Jesus die gelykenis vertel en sê maar die amptenaar wat hierdie groot skuld gehad het en by die koning se skuld afgeskryf is. En toe hy buite op straat kom en hy loop iemand raak wat hom 'n paar rand skuld teenoor sy miljoene wat afgeskryf is, toe kon hy nie vergewe nie. Toe het hierdie gebeurtenis van vergifnis sy lewe nie so geraak dat hy op straat anders kon optree nie. Omdat jy vergifnis ontvang het, moet jy God prys, vers 12. Vers 14, daai gedeelte sê, ons word deel van God, ons kry 'n nuwe toekoms, ons word deel van sy volk, en saam met die gelowiges, moet ons God kan prys. Ons roeping, sê hierdie gedeelte in hoofstuk 1, dat as gelowiges, as heiliges, moet ons God loof en prys. En dis baie meer as net om te sê ons sing 'n loflied. Dis deel daarvan. Maar my totale lewensbestaan, dit wat ek doen, moet getuig van
ek dien die Here. Dit kan raak gesien word, terug na Matteus 18 toe. Ek het in die troonsaal miljoene rande se vergifnis gekry, onbeskryflike vergifnis gekry. Dit beïnvloed my lewe op straat. Daar's 'n verband hier tussen. Dit maak my integriteit, my getrouheid aan God sigbaar. Op hierdie manier loof en pryse kom. Daai verband moet ons raak sien tussen kunskap en prys en dien en bekend maak, sê hoofstuk 1 vir ons. Hoofstuk 4 help ons op 'n ander manier om ook iets te verstaan van hierdie heilig wees, gelowig wees. Ons het gelees, dat ek gesê het wat in vers 12 staan, sy doel daarmee is om die heiliges, die gelowiges, toe te rus vir hulle diens, vir die opbou van die liggaam. Ons, as gelowiges, wat hierdie belydenis saam doen, word opgeroep om te dien. Hoofstuk 1 het gesê om die lof bekend te maak, hier op 'n ander manier, om te dien, om te groei, om deel van die liggaam te wees. Hoe gebeur dit? En hier is die interessante van hierdie vers. As jy teruggaan na vers 11 toe, dan staan daar, hy gee spesifieke gawes. In daardie tyd, apostels, profete, evangeliste, leraars, herders. 5 soorte van ampte. Ons vertaal dit in ons dag 'n ander manier om, en in die gemeente doen nie dit op ander maniere, van ouderlinge en diakens, en omgee leiers, en taakspanleiers, en kategete, en hoe dit ook al werk. Die punt wat Paulus vir hulle skryf in Efesiërs, sê, jy het hierdie leierskap in 'n geloofsgemeenskap. Hulle doel is nie om die werk te doen daar buite nie. Hulle doel is om die heiliges, ons, as geloofsgemeenskap, toe te rus om dit te gaan doen. So nooit is dit wat ons hier doen, in die gemeente, 'n doel op sigself nie. Ons doen dit, op watter manier ook al, om toegerus te word, om te kan gaan. 'n Erediens, ons saam wees in hierdie Pinkstertyd, kan nooit 'n doel op sigself wees nie. Hier kry ons 'n stuk verstaan, hier kry ons 'n stuk toerusting, sodat ons daar na buite toe kan gaan. Hoe moet die toerusting lyk? Wat is die gevolg hiervan? En hier's weer 3 beelde hier wat hier lê, wat Paulus vir hulle gebruik. Hy sê dit lei tot geestelike volwassenheid. 'n Volgroeide mens, so volmaak en volwasse, soos Christus. Ek hoef nie genadiglik soos die dominee te word nie. Die hoof van die kerk is Christus. Ons groei na hom toe. Saam kyk ons op na hom en sê, maar ons is op pad, op weg om soos Christus te wees. Hierdie volwassenheid te kry om dit te doen. Daar staan vastigheid. Om nie rondgeslinger te word, staan daar, deur wind en weer en golwe nie. Maar hierdie stuk toerusting help ons, gee vir ons die moontlikheid om te verstaan en te doen, sodat ons nie rondgejaag word deur dwaalleringe en allerlei dinge nie, maar dat ons sê, hiervoor is ons geroep, dis waarheen ons op pad is. En dan sluit hy weer af met hierdie ongelooflike beeld van die liggaam. Ken dit goed, baie plekke, ons het in hoofstuk 2 daarna gekyk ook. Christus die hoof, maar hier gebruik hy die beeld om te sê, hier is liggaamsdele wat by mekaar pas, hier's gewrigte wat by mekaar gevoeg is, sodat hier kan dienswerk plaasvind. Ons kan nie almal op dieselfde plek wees nie. Ons kan nie almal dieselfde taak en opdrag uitvoer nie. Ons is op verskillende plekke, verskillende gawes, verskillende maniere in die week, op baie plekke in die lewe waar ons uitkom. En dis waar hierdie beeld so belangrik is. As liggaam word ons opgebou, sodat ons in liefde groei, sodat ons in die wêreld diensbaar kan wees. Christus die hoof, deur die leierskap van 'n geloofsgemeenskap, rus ons dan toe om na die wêreld daar buite toe te kan gaan.
en daar 'n verskil te maak. As ons hierdie belydenis dan sê, ons glo aan 'n heilige kerk, wat sê ons? Ons sê ons wil met integriteit, met geloofwaardigheid, met getrouheid gaan dien, sodat ek 'n geloofwaardige getuie is van my verbintenis aan die hoof van die kerk. Kom ek sluit met 'n voorbeeld af. Jy word gedagvaar om in die hof te verskyn. Landros, regter vra vir jou, vertel wat gebeur het. En dan vertel jy, sê nou maar van 'n gebeurtenis of 'n ongeluk of 'n ding. En hy vra dan vir jou, maar was jy daar? Het jy dit so gesien en beleef? Dan sê jy vir hom, nee, ek was nie daar nie, ek het dit by iemand anders gehoor. Jy verstaan wat met jou gaan gebeur, hy gaan vir jou gewoon sê, weet jy, gaan roep by ander ou, jy is niks werd in hierdie geval nie. Ek soek iemand wat uit die werklikheid uit kan praat. Dis wat getrouheid, dis wat integriteit, dis wat geloofwaardigheid beteken. Ek dink dis die groot uitdaging van ons dag. As ons oor versoening praat, as ons oor omgee praat, as ons oor liefde praat, dan raak ons as gelowiges, gewone gelowiges, heiliges in die Griekse taal, se integriteit op die spel. Hoe vergewe ek? Hoe gee ek om? Hoe help ek? Of sê ek maar, kyk daar, ek het ergens gehoor, dis soos dit moet werk. Dan is die vraag, waar is iemand wat nie net van hoor sê lewe nie, maar wat uit die lewende verhouding lewe? Mag God se Gees ons daartoe help. As ons hierdie belydenis maak, ons glo aan 'n heilige kerk, dat ons sê, dis waar ons getrou aan ons roeping optree. Amen.